Tweede geliefdes, daar is 'n sekere areas in 'n huis en wat 'n mens nog nooit moet kan ignoreer en net gaan slap nie. As u spiritual gifted is en u weet life is spiritual, dan sal u presies weet wat ek bedoel. Moet nooit slaap terwyl die skottelgoed daar staan, hoop, en ek weet nie vir watter dag staan en wag nie. Dis die hiding place vir die enemy. Hy tussen die skottelgoed, enemy soek die plek in die huis, waar hy kan hide, en hy hide in die skottelgoed. Dan hide die enemy ook aan die volle strome in. Want die volle stroom staan nou vir watter dag en van watter dag, weet nie vir wie staan en wag en om gaan weg te gooi. Maak al die volle stroom skoon, geliefdes. Maak al die skottelgoed skoon, beloveds. Maak skoon, dis die hiding place vir die enemy. En hy wag net wanneer gaan slaap u, van daar af te kom hulle, en daar attack hulle. Die een groot plek om skoon te hou, is u slaapkamer. 'n Slaapkamer is 'n plek waar u bid. Is 'n slaapkamer waar jy buig en bid, jy doen maklik, basically jou secret dinge, ook in jou slaapkamer. As jy getroud is. Amen. Nou, daar is devices wat ons vertel word ook in die Bybel in, wat ons moet nie ignorant wees nie, geliefdes. As u weet, u is iemand wat net van die werk afkom en dan kom lê jy en op jou bed gaan lê jy net in die hoekie. Selfde manier, net in die hoek. Opstaan, weer werk toe. Van daaraf dan kom jy weer, dan kom lê jy net in dieselfde hoekie. Later dan voel jy depressie. Later dan is dit anxiety. En dan is dit stressgevoel wat oorval. Dit is die forces wat binne in die kamer is. Dit is die evil en die wicked forces wat binne in die kamer is, wat so maak dat u onmiddellik van daar af net in die hoek moet gaan lê. Tyd geword ook dat u die kamer moet begin skuiwe, begin skoonmaak, hoek tot hoek begin skoonmaak, bed skuiwe, beddegoed kyk en begin. Aandag gee in die kamer, van daar is devices, as jy nie realm of the spirit kan sien, dan sê jy terwyl jy in jou kamer sit, net op die muur kyk en dan sê jy steur sien, hier is iets wat geïnstalleer is om vir my te monitor in hierdie kamer. Amen. Maak al die mure skoon, en nooit al die mure. Ek sê nie gaan gooi olie op die mure nie, nee my broer en my suster. En nooit deeglik die kamer environment, waar u slaapkamer, as 'n secret place, waar sekere mense dit ook gebruik, as 'n altaar, om te bid en te worship, maar daar is devices wat monitoring spirit is. En as sodra jy nie iemand is wat nie 'n kamer kan skoonmaak nie, dan moet jy al hierdie dinge, waarvan ek nou genoem het, in verwagting wees, in die kamer. Maak tyd, die Bybel sê vir ons, luiheid is duiwelse oorkussing. Luiheid is duiwelse oorkussing. 'n Mens kan nie lui elke dag wees en van werk af kom lê, opstaan, werk toe gaan lê, dan het ek nie 'n lewe nie, dis nie 'n lewe nie. Maar hou bietjie jou kamer skoon, maar hou al jou skottelgoed skoon, hou jou kombuis skoon, maak al jou plekke skoon. Want die enemy hide in die vullis in die hoekie, daar's al die hoekie in mense se huise waar die vullis gegooi word. Jy sien dit, dis 'n hoekie waar die vuilklere gegooi word. Die hoek. Die enemy hy bly net in die hoek. Wag net vir u wanneer gaan slaap, aan die Johanna wanneer gaan slaap, Paul. En agterna dan word jy geattack. In jou eie huis in. Van die plek waar jy vuil gelos het, kom hy hulle net daar so. Amen. Daar's 'n ander gedeelte, mense kry sekere designs op die beddegoed. En as jy baie mooi dieper kan kyk met die geestelike oë, dan sal jy sien sekere designs wat gemaak word op die beddegoed. Die hondjies, die katjies en die wat se goedjies en wat se goed hulle gemaak op die beddegoed. Die goede gaan speel af wanneer jy gaan slaap. Nie baie ver nie, baie naby. En dan wat die Heilige Spirit vir my gewys het is, dis altyd beter om in die wit beddegoed te slaap. Ek sê nie my geliefdes gaan op wit beddegoed nie. Ek sê die wit beddegoed wat nie patrone het nie, wat nie tirnatentjies bo het nie. Deesdae maak die enemies goedere in die beddegoed. Dan wonder jy wat se patrone is die. Dis dieselfde patrone waarin jy net gaan inslip.
gaan toemaak wat vir jou depressie laat voel. Wat vir jou net laat lê. Jy wil net draai na hierdie kant of daai kant, daar wil jy net lê. Jy voel nie die honger dan jy wil net lê. Maar kyk net so af en kyk wat is hier bo hierdie beddegoed. Wat se patrone is hier so. Mag die Here u oë oopmaak. Mag die Here u ore oopmaak. Om te kan discern wat nie reg is in die huis nie. En kan regmaak, my broer, my suster, waar u kan regmaak. Dit is my gebed vandag vir u. Om oë en die ore oop te maak. En ons kan raak sien in ons huise in. En kan regmaak. Moet nooit van nou af, as u klaar geluister het hierdie video, skotelig op laat staan nie. Moet dit nie doen nie. As u sien, daar staan 'n vullistroom, maak skoon. Moenie vir die kinders wag nie. As u sien, dis hierdie kamer is nie, maak die kamer skoon, alle was die mure. As sien jy jou sitkamer, maak skoon. Hoek tot hoek. Haal die gordyne af en maak skoon. Jy sal sommer ander environment begin voel. Jy sal sommer ander lig begin voel. Cleanliness leads to godliness. Amen. Presteer.